Ja, die tyd loop. Ons is al aan die einde van Julie 2026 en voor ons oë uitvee, dan is dit Kersfees en 'n nuwe jaar is op hande wat alreeds vir ons lê en loer. Maar God dank dat ons hemelse Vader reeds vooruit is, so ons is nie bang vir die toekoms nie. Ons toekoms as navolgers van Jesus Christus, as Christene, is rooskleurig. Ons ken ons eindbestemming, ons weet waarheen ons op pad is, want Jesus het hierdie pad reeds vir ons voorberei. Hy sê dit in sy woord in die evangelies. Hy gaan om vir ons 'n plek voor te berei by sy Vader in die hemel, sodat ons ook kan wees waar hy is. Ek weet nie van u nie, maar dit maak my opgewonde om te weet dat daar 'n toekoms, 'n ewige toekoms saam met Jesus is. Prys die Here. Ons is besig met 'n studie van die Bybelboeke en ons gaan vandag afskop met die Psalms. Die naam van die boek Psalms. Die naam van die boek in beide Hebreëus en Grieks beteken 'n gedig wat gesing word of lofprysingsliedere. Ontstaantyd en agtergrond. Die boek het tussen die tyd van Moses en die tyd van die Babyloniese ballingskap in 586 voor Christus ontstaan. Hoewel die meeste psalms nie historiese beskrywings is nie, is daar tog parallelle tussen van die psalms en historiese gebeure. Dink byvoorbeeld aan die tyd toe Dawid oorspel gepleeg het met Batseba, of die tyd toe hy vir Saul gevlug het. Wie het die psalms geskryf? Verskillende psalms word aan verskillende mense toegeskryf. Daar word 73 aan Dawid toegeskryf. 12 word aan Asaf toegeskryf. Aan die Koragiete word daar 9 toegeskryf. 2 word aan Salomo en 2 aan Heman toegeskryf. En dan word daar 1 elk aan Ethan en Moses toegeskryf. Dan is daar ook 51 wat anoniem is. Dit is interessant dat die verwysings van Dawid, Salomo en ander nie noodwendig altyd beteken hulle het daardie betrokke psalm geskryf nie. Soms verwys dit na 'n moontlikheid dat die psalm kom uit 'n versameling wat hulle naam dra. Wat 'n tipe boek is die psalms? Psalms word gewoonlik gesien as een van die poësieboeke van die Bybel. Dit bevat dan ook gebede en liedere wat in poësievorm geskryf is. Daar is egter ook baie teologie wat deel van die boek uitmaak. Wat is die doel van die boek? Die doel van die boek is poësie, om poësie te gebruik, om uiting te gee aan aanbidding, lofprysing, klagtes en belydenisse. Hooftrekke van die psalms. Die boek bestaan uit 5 dele. Elkeen van die dele eindig met 'n reël waarin God geloof word. Die psalms in elke deel is nie almal dieselfde tipe psalm nie, maar daar is tog in elke afdeling 'n klompie wat min of meer dieselfde soort is. God se name in die psalms. 'n Interessante feit is dat Psalm 23 na 7 van God se saamgestelde name verwys. 'n Mens sien dit nie altyd raak nie, omdat die name nie pertinent genoem word nie. Jesus in die psalms. Daar is heelwat van die psalms wat profeseë oor Jesus bevat. Byvoorbeeld Psalm 2, 8, Psalm 22 tot 24, Psalm 34, 40 en 41, Psalm 45, 72, 89, Psalm 96 tot 99, 101, 109, 110 en Psalm 118. U kan gerus hierdie self gaan lees en kyk of jy vir Jesus daar raak sien. Jy sal vir Jesus raak sien, verseker. Die unieke feite. Psalms is die boek in die Ou Testament wat die meeste in die Nuwe Testament aangehaal word. 414 keer in 23 boeke.
Psalm 110 word die meeste aangehaal, ongeveer 17 keer. Psalm 2 vers 7 word tweede meeste aangehaal, 10 keer. Dan bevat psalms ook die kortste en langste hoofstukke in die Bybel. Psalm 117 is die kortste en Psalm 119 is die langste. Sleutelvers in psalms. Ons kry die sleutelvers in Psalm 150 vers 6. Daar staan: alles wat asem het, moet die Here loof. Halleluja, loof die Here. Ek prys my groot almagtige God. Psalms in jou lewe. Het jy geweet dat psalms amper die Ou Testament in 'n neutedop is? Dit lei 'n mens aanhoudend na ander dele van die Bybel. Dis dan ook soort van 'n inleiding en samevatting van die Ou Testament. En omdat dit so baie in die Nuwe Testament aangehaal word, wys dit vir ons hoe stewig die gedagtes in die Nuwe Testament op die psalms gebou is. Om die psalms op te som of saam te vat, die boek Psalms is 'n versameling liedere wat oor 'n lang tydperk ontstaan het en gebruik is in die godsdiens van Israel. Vir ons as geliefde gesin van ons hemelse Vader met wie hy wel tevrede is, en ek sê dit nie omdat ek grootpraterig is nie. Ons as gesin glo dit werklik en ons proklameer dit. Ons is die gesin wat die Here liefhet, met wie hy wel tevrede is. Doen jy en jou gesin dit ook? Doen saam Bybelstudie en proklameer dit, sê dit net vir die Here en kyk wat gebeur. Vir ons as gesin is Psalm 91 'n baie waardevolle en kosbare psalm. Ek gaan dit aan u voorhou. Psalm 91, daar staan geskrywe: hy wat in die beskutting van die Allerhoogste woon, sal oornag in die skaduwee van die Almagtige. Ek sê vir die Here, Here, my skuilplek, my bergskuiling, U my God, op wie ek vertrou. Ja, hy is die een wat jou red uit die net van die voëlvanger. Die voëlvanger verwys hier na die bose een, na die Satan. Hy is die een wat jou red uit die net van die voëlvanger, van die dodelike pestsiekte. Met sy vlerke sal hy jou bedek, onder sy vleuels sal jy skuiling vind. 'n skild en 'n skans is sy trou. Vers 5. Jy sal nie bang wees vir die verskrikking van die nag, vir 'n pyl wat oordag vlieg nie, vir 'n pestsiekte wat in die donker rondloop, vir die epidemie wat helder oordag verwoes nie. Die psalmdigter sê hier vir ons, dag en nag is God met ons en beskerm hy ons, en hy sal nie toelaat dat daar iets aan ons raak nie. Vers 7. Daar kan 1000 langs jou val en 10.000 aan jou regterkant. Naby jou sal dit nie kom nie. Jy sal maar net toekyk. Die vergelding van die goddeloses sal jy sien. Ja, U Here is my skuilplek. Die Allerhoogste het jy jou woning gemaak. Onheil sal jou nie oorval nie, en 'n plaag sal nie naby jou tent kom nie, want hy sal sy engele oor jou opdrag gee om jou te beskerm op al jou paaie. Die Here se engele is oral met jou, oral waar jy is, oral waar jy gaan. Vers 12. Op die hande sal hulle jou dra, sodat jou voet nie teen 'n klip stamp nie. Op leeu's en horingslange sal jy trap, jong leeu's en slange sal jy vertrap. Vers 14. Die Here praat hier homself. Hy antwoord jou gebed. Omdat hy my liefhet, sal ek hom bevry. Ek sal hom beskerm, omdat hy my naam ken. Hy sal my aanroep, en ek sal hom antwoord. Jesaja 65 vers 24 sê die Here vir ons, voor julle roep sal ek antwoord, terwyl julle nog praat sal ek julle gebed verhoor. Is dit nie wonderbaarlik nie? Vers 15 verder, Psalm 91. Ek sal by hom wees in nood. Ek sal hom red en aan hom eer gee. Vers 16, die laaste versie.
Met 'n lang lewe sal ek hom versadig. Johannes 10 vers 10 sê, 'n lewe in oorvloed. Ek sal hom my verlossing laat ervaar. En wanneer jy gaan kyk in die oorspronklike Hebreëus na die woordjie verlossing, word dit vertaal as Jesus. Ek sal hom my Jesus laat ervaar. Sien u vir Jesus raak in die Ou Testament, in die boek Psalms, in Psalm 91. Waarlik, is dit nie mooi nie? Ja, amen. Dit dan in kort in die boek Psalms. Na die Psalms volg die boek van die Spreuke van Salomo. Spreuke, die inleiding hiertoe. Die slagspreuke vir die lewe. Die boek Spreuke is saamgestel uit hoofsaaklik kortstellings of spreuke. Spreuke in Hebreëus mashal. Sommige noem dit aforismes of two-liners. Daar is ook langer uitgebreide gesegdes en numeriese spreuke, veral in hoofstuk 30 tot 31. Sowel as die inleiding wat 'n hele paar langer wysheidsgedigte bevat, wat in die raamwerk van 'n uitgebreide gesprek tussen pa en sy seun opgeneem is, hoofstuk 1 tot en met 9. Hierdie spreuke vang lewenswaarhede of wyshede vas, sodat jy daaruit die beginsels van die lewe kan leer. Met groot onderskeiding jou eie en ander se gedrag kan beoordeel en met meer oorleg kan leef, Spreuke 1 vers 2. Hierdie versameling Godgegewe oortuigings oor die breë spektrum van die lewe is daarom 'n goudmyn van slagspreuke vir die lewe. Wysheid tradisie. Die boek stel opvallend min belang in die amptelike liturgiese aanbieding en verering van God in die tempel. Dit was immers die taak van die priesters en die skrywers van die psalms om daaraan aandag te gee. Die boek staan volledig in die tradisie van die wysheid soos deur die wyses oorgelewer. Daarom is die boek duidelik meer geïnteresseerd in hoe dit mense kan leer om God in die alledaagse lewe te dien, as in wat tussen die mure van die tempel gebeur. Die begin van wysheid is immers om primêr in alles met ontzag vir sy, dit is God se teenwoordigheid, te lewe. Die praktiese benadering tot die lewe. Spreuke leer jou daarom die geheim ken van die lewe voor God, sodat jy met wysheid en oorleg kan leef en die dwaasheid kan vermy. Daar staan geskrywe in Spreuke 1 vers 3 en 7 om vermaning wat begrip kweek te ontvang. Begrip vir wat regverdig en billik en reg is. Vers 7. Ontzag vir die Here is die begin van kennis, wysheid en vermaning. Net sotte verag dit. Spreuke wil ons inspireer om die wysheid na te jaag. Nie net in terme van wat in die boek self opgeteken is nie, maar ook om ons eie oortuigings in ons lewe saam met God en mekaar te vind en te formuleer. Geen wonder nie dat dit 'n uiters geskikte bron is vir ouers of opvoeders om as vertrekpunt in hulle onderrig en of opvoeding te gebruik. Want die boek werk nie soseer met groot of abstrakte teorieë of self godsdienstkategese as sodanig nie, maar met 'n doodgewone common sense praktiese benadering tot die lewe voor God en die wêreld. Geïllustreer met vele stories, beelde, onthoubare slagspreuke en gesegdes. Die boek word dan ook deur kenners beskryf as a portable medicine for the fevers of youth, en voeg by dat die medisyne werk of jy die dokter ken of nie. Bou jou kapasiteit vir wysheid. Met die waarhede en wyshede van die boek Spreuke as gids kan jy ook 'n ekspert in die lewe word.
In die proses bou Spreuke jou kapasiteit vir wysheid en vir wyse gedrag, sodat jy eerstens kan weet wanneer iemand verstandig praat. Byvoorbeeld, 'n oorwoë mening is diep waters. 'n verstandige mens skep daaruit. Dit is Spreuke 20 vers 5. In die 83 vertaling word dit as volg gestel: Diep water is die planne in die hart van 'n man, en 'n skerpsinnige mens sal daaruit put. Die Spreuke bou jou kapasiteit sodat jy tweedens 'n sin vir regverdigheid kan ontwikkel. Byvoorbeeld, 'n troon word deur regverdigheid bestendig. Spreuke 16:12. Bou jou kapasiteit vir wysheid sodat jy derdens met oorleg kan optree. Byvoorbeeld, my seun, behou die takt en oorleg, moet dit nie uit die oog verloor nie. Die Spreuke bou jou kapasiteit vir wysheid sodat jy vierdens tot dieper insig kan kom. Byvoorbeeld, iemand wat goeie insig het, geniet goedgesindheid. En die Spreuke bou die kapasiteit vir wysheid sodat jy nie sal toegee, dis vyftens, nie sal toegee as daar verleiding of dwaasheid oor jou pad kom nie. Byvoorbeeld, moenie agter die goddeloses aanloop nie, vermy die pad van slegte mense. Die slegte vrou se lippe drup van die heuning, haar tong is gladder as olie, maar agterna is alles so bitter, soos wilde as. Dis Spreuke 5 vers 2-3. Uiteraard moet 'n mens ook onthou dat die onderskeie wyshede in die boek Spreuke baie keer skerp geformuleer is en 'n spesifieke punt probeer maak deur byvoorbeeld oorbeklemtoning. Dink byvoorbeeld aan: geen leed sal die regverdige tref nie. Goddeloses beleef ramp op ramp, Spreuke 12 vers 21. Wat nie regtig wil sê dat dit altyd en alles in alle gevalle sal wees nie, maar net die punt sterk wil oorbring dat gehoorsaamheid aan God lei na die lewe en ongehoorsaamheid na die dood. Daarom dat in die wysheidstradisie ook met die teendeel van sommige van hierdie spreuke geworstel is, veral in die Psalms, Prediker en Job. Die opbou van spreuke. Die spreuke is 'n versamel in bundels waarvan 6 hulle weg tot in die boek Spreuke gevind het, soos 'n mens telkens in die eerste vers van so 'n bundel meegedeel word. Die eerste bundel Spreuke van Salomo, Spreuke 10 vers 1 tot 22 vers 16. 2 bundels Spreuke van Salomo is in die boek opgeneem. Die eerste bundel werk veral met skerp teenstellings of antiteses tussen wysheid en dwaasheid, godvreesendheid en goddeloosheid. Liewer 'n stukkie droë brood met vrede daarby, as 'n huis vol kos met getwis daarby, Spreuke 17 vers 1. Tweedens, die eerste bundel gesegdes van die wyses, Spreuke 22 vers 17 tot 24 vers 22. Daar is ook 2 bundels van die gesegdes van die wyses in die boek opgeneem, wat veral met ooreenstemmingswerk, soos in die tweede bundel Spreuke van Salomo. Hoor hierdie, moenie 'n arm mens tekort doen, omdat hy arm is nie. Moenie die hulpeloses vertrap in die regspraak nie, Spreuke 22 vers 22. Derdens, die tweede bundel gesegdes van die wyses. Die tweede bundel van die gesegdes van die wyses werk veral met sinteses. Iemand wat eerlik antwoord is 'n ware vriend, Spreuke 24, 26. Vierdens, die tweede bundel Spreuke van Salomo. Die tweede bundel van Spreuke van Salomo werk veral met 2 tipe spreuke. Komplementerende ooreenstemmings wat dieselfde gedagtes versterk. Wie 'n ander voorspoed gun, sal self oorvloed hê.
Wie die dors van ander les, sal self genoeg kry as hy dors is, Spreuke 25:11. En dan tweedens, en aanvullende sinteses waar die tweede stellings die eerste stelling aanvul, uitbou of afrond, as voorbeeld, miswolke en wind, maar geen reën nie. So is iemand wat spog met wat hy sal gee en dit nooit gee nie, Spreuke 25 vers 14. Die 5de bundel in die Spreuke, die belangrike uitsprake van Agur, Spreuke 30 vers 1 tot 22. Die belangrike uitsprake van die onbekende Agur, moontlik ook van Masa in Arabië, wat onder andere ooreenkomste het met hoofstuk 38 van die boek Job, ook die enigste gebed in die boek Spreuke bevat, sowel as 'n paar diepsinnige opmerkings oor die lewe. Sestens, die woorde van Lemuel se ma, Spreuke 30 vers 1 tot 31, die woorde van die onbekende koning Lemuel van Masa, dis in Arabië, wat eintlik deur sy ma vir hom gegee is, waarvan 'n akrostiese gedig, wat nie net die wyse woorde van 'n vrou illustreer nie, maar dit verpersoonlik in terme van die wyse lewe van 'n vrou. 'n akrostiese gedig is 'n gedig waar elke vers begin met 'n opeenvolgende letter van die Hebreëse alfabet. En die Hebreëse alfabet bevat 22 letters, nie soos ons alfabet 26 nie. Die inleiding tot Spreuke, hoofstuk 1 vers 1 tot 7. Vir hierdie bundel is 'n inleiding geskrywe, wat die doel van die boek uitspel en al die spreuke van die boek as uitvloeisel van die ontzag en eerbied vir God teken. 'n Pa se onderrig aan sy seun, hoofstuk 1 vers 8 tot 9 en vers 18. Hierna is 'n hele aantal wysheidsgedigte geplaas in die raamwerk van 'n langerige gesprek waarin 'n pa sy seun onderrig in 10 lewenslesse, afgelei uit frases soos die: my seun, jy moet luister, soos die wysheid dit inderdaad ook doen. Hier is die onderrig. Eerstens, luister na jou ouers. Tweedens, soek wysheid met gespitste ore. Nommer 3, vertrou God en ken hom in alles. Vierdens, leer uit 5 voorbeelde van 'n ryk en vol lewe. Nommer 5, neem jou ouers se opvoeding ter harte. Sestens, kies die pad van wysheid. 7, hou koers deur veral met jou hart versigtig om te gaan. Nommer 8, bly weg van hartelose verhoudings en leef met oorleg. 9de, pas op vir oorspel en 10de, pas op vir prostitusie. Hierdie is waardevolle lesse ook vir ons kinders vandag. Intussendeur is daar ook 'n paar uitbreidings, onder andere deur die seun ook te laat luister na sy ma. Hoofstuk 1 vers 8, 6 vers 20, vergelyk ook hoofstuk 10 vers 1. Saam met die inleiding vorm dit die eerste deel van die boek wat die belangrikheid van 'n leerbare gees, 'n ander manier waarmee die vermoë om te luister beskryf kan word, onderstreep dit in terme van die verskil tussen die gedrag van goddeloses en godvreesendes. Veral in die soeke na welvaart, wat hier handel oor korrupsie teenoor eerlike harde werk, easy money, iets waaroor die prediker ook uitvoerig uitwy en wat natuurlik baie keer met die misbruik van mag en gesag paard gaan, easy power. En dan tweedens, in die soeke na gemeenskap, ontrouheid fees teenoor getrouheid, easy sex, 'n sleutelaspek van Hooglied se wysheid. Die boodskap is, goddeloses luister na vroue dwaasheid en godvreesendes na vrou wysheid. So sê die boek Spreuke.
Uiteraard veronderstel hierdie ontleding dat die boek 'n collection of collections oor 'n lang tyd tot stand gekom het. Selfs Hizkia het 'n hand gehad in die redaksie daarvan voor die boek Spreuke in sy finale vorm deel van die kanon geword het, waarskynlik na die ballingskap. Die manier hoe om Spreuke te lees. Spreuke is nie eintlik 'n boek wat 'n mens van kant tot wal lees nie. Daarvoor is daar te min van 'n storielyn of plot, veral in hoofstuk 10 tot 30. Dit is beter om 'n hoofstuk te lees en dan te fokus op 'n spesifieke gesegde daarin en die betekenis daarvan te oordink totdat dit deel van jou manier van dink, lewe en selfs manier van praat word. Ek sal hoop dat na ons almal die boek Spreuke deeglik deurgewerk het, dit miskien kan gebeur dat ons in plaas van te sê my ma of my pa het altyd gesê, dit sal begin om soms te sê, Spreuke sê. Dink daaroor. Daarom gaan ons 'n hoofstuk 'n dag lees, maar die idee is om in die hoofstuk 'n gedagte of 'n spreek uit te kies en dan tyd te spandeer om daaroor na te dink en daarin die stem van die Here vir jou lewe te hoor. Dit sal waarskynlik gebeur dat 'n spreek jou aanraak wat verband hou met iets wat jy op daardie oomblik ervaar. Het sy iets positiefs wat jy wil vier of iets negatiefs wat jy moet verwerk? Dit maak dan die moontlikheid oop dat jy die woord van die Here in die spesifieke spreuke kan hoor, soos dit jou lewe prakties aanspreek en jy in gesprek met 'n spreek die Here se stem vir jou lewe hoor. Ons som op. Die naam Spreuke is 'n verkorte weergawe van die eerste woorde in die boek, die Spreuke van Salomo, seun van Dawid, die koning van Israel. In die Hebreëse Bybel, soos ook in ander gevalle, dien die eerste woorde as naam van die boek. Die eerste woorde hier is die Hebreëse woordjie mislee, M-I-S-J-L-E-E. Dit beteken die Spreuke van. In die Hebreëse Bybel, wat uit 3 dele, naamlik Wet, Profete en Geskrifte bestaan, is Spreuke deel van die Geskrifte. In die Afrikaanse Bybel is die boeke in aansluiting by die Septuagint ingedeel volgens die patroon: historiese boeke, poëtiese boeke en profetiese boeke. Spreuke is deel van die poëtiese boeke wat bestaan uit Job tot Hooglied. Die Joodse oorlewing beskou Salomo as die outeur van die hele boek Spreuke. Uit die boek self is dit egter duidelik dat verskillende versamelings daarin opgeneem is wat uit verskillende tye dateer en dat die boek in sy huidige vorm oor 'n lang tydperk ontstaan het. Die eerste lesers van die volledige boek Spreuke sou Judeërs in die tyd na die ballingskap wees. Dit sou persone uit die wysheidskringe wees wat meegewerk het aan die byeenbring van Israel en Juda se eeulange erfenis van wysheid, literatuur. Die doel van die boek lees ons saam in Spreuke 1 vers 2, om vertrou te raak met wysheid en vermaning om woorde van insig te verstaan. Die doel is dus om die leser met wysheid en insig toe te rus, sodat 'n sinvolle lewe gelei kan word. Wysheid is lewensvaardigheid wat nodig is vir werklike lewe, 'n lewe in ooreenstemming met God se wil en waarin respek vir die medemens 'n sentrale plek inneem. Hiervan is die vrou in Spreuke 31 vers 10 tot 31 'n sprekende voorbeeld. Om vir die Here ontzag te hê en te doen wat hom behaag, is die kern van 'n sinvolle en geseënde lewe. Onregverdige optrede, veral teenoor die armes en verdruktes, is dwaasheid en lei tot dood. So spreek die Spreuke van Salomo. Ek hoop u het hierdie uitsending saam met my geniet. Tot volgende keer. Die Here seën jou en beskerm jou. Mag die Here sy aangesig oor jou laat skyn en jou genadig wees.
Mag die Here sy aangesig na jou toe oplig en aan jou vrede gee. Ja, amen.